Sê vanoggend vir die Here dankie dat hy is wie hy gesê het hy is. Ek sê vir die Here dankie dat hy nie gelyk is aan 'n mens nie. Ja, hy het in die liggaamlike deel van 'n mens op die aarde verskyn, maar hy bly Here. Hy bly die God van hemel en aarde. Hy bly die begin en hy bly die einde. Ek weet as ons kyk na die dinge wat in hierdie lewe gebeur, dan maak dit my opgewonde in my binneste om te weet die koms van die Here is naby. Want die woord van die Here leer my dat ons moet vashou tot aan die volëinding van tyd toe, sodat ons gered kan word. Baie gaan na julle toe kom in die naam van die Here Jesus. Met hulle eie redenasies, met hulle eie opinies, met hulle eie gedagtegange, om mense te verlei, om mense te mislei, om die mense te kry, om dit te gebruik vir hulle eie gewin. Die skrif sê so, en nie ek nie. Jy weet, terwyl ek die laaste tyd gekyk het na baie valse leraars, vra ek myself die vraag af, Henry, wat maak jou so spesiaal dat jy nie in hy selfe struik kan trap nie? Want weet jy net in 'n oomblik, wanneer jy dink, jy is beter dan iemand anders, trap jy in die selfe struik as hy. Maar ek kom agter, en baie van hulle kom met hierdie genesingsbediening. En ek vra myself die vraag af. So rukkie terug in die bidhuur. Toe vra iemand die vraag. Sê, hoekom genees God nie meer? Soos ons weet hy kan nie. Die fout lê nie by die Here nie. Die fout lê nie by die kerk nie. Die fout lê by my. As persoon, die skrif sê, julle sal mekaar die hand op lê en julle sal genesing ontvang. Vir siekes sal julle bid. Die fout lê by my. En dit is so fyn lyn. So fyn lyn om die onderskeid te tref. Waaroor gaan my bediening regtig? Luister wat ek vanoggend vir u sê. Gaan dit om myself, my eie beeld te blaas? Of gaan dit om die naam van die Here Jesus Christus op te lig in 'n verlore gaande wêreld? Om vanoggend in Handelinge 3 vir u lees. 'n welbekende skrif by baie. Moontlik het ek al self 'n keer of twee daaroor gepreek, ek kan nie weet nie. Maar ek wil vir u iets uitwys uit die skrif uit. Hier is Petrus en Johannes op pad na die plek van gebed toe. En soos dit in die mag van gewoonte was, dra hulle die krepele en hulle kom sit om hier by die deur van die tempel. Want daar vra hy mos 'n almoesie, en as ek kyk, as jy net loop met die mense te weet, jy's 'n kind van die Here, dan hou hulle daarvan om vir jou 'n almoesie te kom vra. En vandag se dag gaan dit net so. Dan sal hy die skrif nog quoteer soms. Wat sê, as ek jou iets vra, mag jy my nie weier nie. Dis die kinders van die Here nie. Nie altyd nie. En die man sit daar en hy's besig om te bid en hy soek net 'n paar randjies. Hy wil net ietsie koop vanaand om te eet. Ag, en hy wil net sy lewe aangaan soos hy gewoond is. Want hy was van sy geboorte af krepeel.
vers 4 sê. En Petrus en Johannes het hom stip aangekyk en gesê, kyk na ons. En hy het sy oë op hulle gehou in die verwagting dat hy iets van hulle sou ontvang. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou, in die naam van Jesus Christus die Nasareer, staan op en loop. Luister wat hy sê. Hy sê wat ek het. In die naam van die Here Jesus van die Nasareer, staan op en loop. Gaan nie oor my nie. Ek is niks. Ek het so tyd terug skrif gelees wat die engel in stryd was oor die liggaam van Moses, né? Moses se liggaam, ja. En die engel het dit nie durf om lasterlike woorde te spreek nie, maar hy het gesê die Here bestraf jou. Dan vra ek myself die vraag af, hierdie mense wat valse leraars is, wat so met maklik gaan, en die genesing van die mense, wil ek sê, fake. Weet jy hoe erg is dit? Daar's 'n vrou wat in 'n karongeluk was. En die pastore het dit agtergekom. Dan gaan hulle agteraf. Dan betaal hulle haar om te doen wat ek nou vir u gaan sê. Weens die karongeluk kon sy self haar skouer dislocate, laat hy skeef is en uitdak. Dan kom sy so in die kerk en sy sit daar, en die pastore wat nou genesing wil doen, roep haar na vorentoe. Want dis mos nou iets wat die mense kan sien. En onder gebed kom die skouer nou skielik reg. En almal gaan aan, wow! En die skare juig. Want dit nou 'n wonderwerk gebeur. Nee. Julle is gekil. As ek dit so kan sê. Julle is ge-eyeblind. Julle weet nie. En weet jy wat sê hulle intussen? Dit was nie net een predikant wat dit gedoen het nie, maar verskeie. En toe die vrou nou moeg raak vir die goed, toe kom sy en sy sit dit op die lappe en almal weet daarvan. Dan vra ek myself die vraag af. Waar is die gees van die Here wat onder daardie mense moes wees? Want die gees van die Here sê, ek sal niks doen as ek dit nie aan my knegte openbaar het nie. En die gees van die Here getuig dat dit die gees van God is wat die werk doen. Dan sit die kerk vol mense. Petrus se woorde sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareer. Staan op en loop. Toe gryp hy hom aan sy regterhand en rig hom op, en onmiddellik het sy voete en enkels sterk geword. Weet jy wat gaan vandag gebeur? Sal die krepele, my vrou sê so tyd terug, sy het net by die Here gekom en sy sien iemand wat regtig krepel loop. En iets sê vir haar, sy moet vir die ou kan bid en hy moet gesond word. Was 'n kind, nee ma? Ok, sy kan nie onthou nie. Iets sê vir haar, sy moet vir die kind bid dat hy gesond kan word. Weet jy hoe bid vandag se mense? Bid dat die Here jou gesond maak en ek wag dat die Here jou voete moet styf maak. Petrus het geweet
vir mense te doen gehad. As hy vishoek hier in die vinger insteek, en sê nie, is nie so erg nie, en draai hom so aan die ander kant uit. Want hy het mos hoek aan die een kant toe. Knip die tou af en trek hom deur. Vissermanne is rowwe mense. En hier staan hierdie Petrus voor hierdie krepelhou. En as hy nou nie die gees van God gehad het nie, as hy nie geweet het dat die Here saam met hom werk nie, het hy getwyfel, moet ek hierdie man nou by die hand vat en hom oprig? Wat as ek hom oprig en ek los sy hand en hy val en hy kry skade en op vandag se dag dan gaan hulle my soe. En hulle gaan my wat? Dagvaar. Ja, ekskuus my Engels hoor. Wat as? Maar Petrus het 'n standvastige gees gehad. Hy het geweet, dis nie hy wat die werk doen nie, maar dis die Here Jesus Christus wat die werk doen. Dan luister ek na hoe ons vir mense bid. Ek maak jou gesond in die naam van die Here Jesus Christus. Ek maak jou gesond. Dan luister ek hoe hierdie mense die tekens doen. Nou die Here het gesê in die Bybel, alles wat hy gedoen het en nog meer sal die doen wat in hom geglo het. Hy het duiwels uitgedryf. Weet jy hoe maklik is dit om vals te wees? Hierdie een prediker kom en hy sê hy gaan 'n duiwel uitdryf en as gevolg, as geteken dat die duiwel uitgedryf word, gaan daar 'n, ek weet nou nie wat noem in Afrikaans, 'n lizard. Slang. Nee, nie is lang nie. Geitjie, het lyk soos 'n geitjie. Uit die man se mond uitkom as teken dat die duiwel uit hom uit is. En die ou is nou ook maar 'n akteur seker maar. En hulle act. En op die oomblik wat die persoon nou sê, ek gaan nou vir hom bid, julle moet almal julle oë en na die hemel toe oplig. God laat hom nie met sy naam spot nie. Staan daar iemand met 'n kamera, sy oë is in die lig, die kamera kyk na. En hy sien nou al iemand 'n lizard uit sy sak het en gooi dit nou daar neer. Fake. God het nie nodig om jou 'n teken te gee dat hy 'n werk in jou gedoen het nie. Hy laat nie homself 'n bespotting maak nie. As die Here gesê het, dit sal so wees, dan sal dit so wees. Luister mooi wat sê hy. En hy het opgespring nadat Petrus hom by die hande gerig het en gaan staan en rondgeloop en saam met hulle in die tempel ingegaan terwyl hy rondloop en spring en God prys. En die hele volk het gesien hoe hy daar loop en God prys en hulle het hom erken dat hy was wat by die skone poort van die tempel gesit het om te bedel en hulle is vervul met verwondering en verbasing oor wat met hom gebeur het. En toe die krepele man wat genees was aan Petrus en Johannes vashou, het die hele volk uitermate verbaas na hulle gehardloop in die pilaamsgans wat Salomo genoem word. En toe Petrus het sien, sê hy vir die volk, Israeliete, waarom is julle hieroor verwonder? Of waarom kyk julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of godsvrug bewerk het dat hy loop? Dit beteken, ons het dit nie in ons eie krag of in ons eie godsvrug dit gedoen nie. Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van ons Vader, het sy kind Jesus verheerlik. Hom wat julle oorgelewer het, voor Pilatus verloon het, toe hy besluit het om hom los te laat. En die Here Jesus, en die Heilige Gees, en die heiliges en regverdiges verloon, en gevra dat
die moordenaar aan julle geskenk sou word. Net 'n rukkie hier stil staan. Jy kan in die hele lewe jy keuses. So het ons gehoor laas Sondag. As jy jouself nie verloon, jou kruis opneem en God volg nie, is jou keuse of jy het wil. Wil ek vanoggend hierdie woorde uiter en sê, jy verloon Jesus Christus. Want hier sê Petrus, julle het hom verloon deur die keuse wat julle gemaak het. So as ek myself nie verloon nie, wat sê ek dan indirek? Dan verloon ek Christus Jesus. Want dis die enigste manier, luister mooi, is die enigste manier wanneer God deur my kan werk, deur Jesus Christus, is wanneer ek myself verloon het. Ek bestaan nie meer nie, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe deur my. Hoekom gebeur daar nie meer wonders en tekens nie? Nie oor Jesus Christus nie oor God die Vader nie omdat die Bybel vals is nie, maar omdat die kinders van die Here hulle self nie kan verloon nie. En julle het die heilige, die regverdige verloon en gevra dat 'n moordenaar aan julle geskenk sou word. En die leidsman tot die lewe van julle gedood. God het uit die dode uit die dode uit opgewek, waarvan ons getuie is. En deur die geloof in sy naam, het sy naam hierdie man, wat julle gesien en ken, sterk gemaak. En die geloof wat deur hom is, het hom hierdie volkome gesondheid gegee in die teenwoordigheid van julle almal. Nou broeders, ek weet dat julle dit in julle onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Maar God het op hierdie manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van die profete dat Christus sou ly. Kom dan nou tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye verwikkeling van aangesig van die Here mag kom. Tot verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. Wat gebeur by die oomblik wanneer ek tot bekering kom, is die oomblik wat ek myself moet verloon. Nou hier sien hierdie mense die wonders en die tekens wat gebeur het. Eers hardloop hulle hier na Paulus of na Petrus en Johannes toe, om te dink dat hulle die genesing gedoen het. Nou wat gebeur vandag in die lewe wat ons in lewe? Ek gaan my verstout om te sê die pastore leer nie meer leer in gees en waarheid soos hulle moet nie. Dan sal ons mos nou 'n plakkaat teen die mure sit. Hoor ons, pastoor so en so, wat goddelike genesing en krag het, is Sondag by ons kerk. Dan doen die mense presies wat hierdie dom mense gedoen het. Sondag is daai kerk toegeplak en hulle wag vir genesing. Ek sê nie dit is verkeerd om te gaan soek na genesing nie. Maar wat ek wel vir u sê, dis verkeerd om die pastoor of die persoon deur wie God werk aan te hang asof hy God is. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor niemand anders as
as ek, en ek praat vanoggend met myself, na enigiemand anders, my kerkmense, na enigiemand anders toe moet hardloop, om genesing te kry, het tyd geword dat ek my moet bekeer voor God. Hoor wat ek vanoggend vir u sê. Want God se gees gee onberouwlik. God se gees sê, in die skrif het hy vir my gesê, alles wat ek gedoen het, en nog meer, nie ek nie, Jesus Christus gedoen het, en nog meer, sal die doen wat in my naam geglo het. Hoekom hardloop ons na van prediker na prediker? Hoekom, as die mense hoor, die moderator van die kerk, gaan vanoggend in die diens wees, dan is die kerk uitgepak, daar is te min stoele, maar volgende Sondag dan kom die pastoor en opregtheid by die kerk aan en verwag 'n kerk vol mense. Dan is daar 'n handjie vol. Is die mens nie op die plek geword dat ons mensaanbidders word nie? Verstaan my reg vanoggend. Waar is die gees van die Here wat sê, al gaan ek kerk toe, en ek is net 2 of 3, dan doen ek dit nog ter wille van die Here. Ek het hierdie week iets moois gehoor, weet jy hoekom jy in die kerk toe gaan nie met jou medebroeder en suster is daar? Want die Here is nie die herder van daai gemeente nie. Ek wil dit vertel, en dan gaan ek verder aangaan. Toe ek dit hoor, toe maak dit vir my sin. 'n skaap, sê hulle is 'n vuil dier, is 'n dom dier. Hy vergeet baie vinnig wat's reg en verkeerd. En hulle sê as daar skape in 'n kraal is, en die herder is nie daarbey betrokke nie, sal die een skaap die ander skaap kompeteer. Want hulle wil weet wie is die sterkste een onder hulle. Wie is die heersende een? Wie is die dominante een? Maar weet jy wat sê hulle? Dis 'n skaapboer wat dit gesê het. Wanneer die herder daar kom, is daar vrede onder die skape. Want hulle weet wie is die dominante een. Wie is die herder? Nou hoekom vra ek myself die vraag af, in die gemeente is daar tweestryd, is daar die een wat teen die ander een kompeteer, is daar die een wat dink, ek het meer geestelike autoriteit as jy, en ek kan harder bid as jy, en ag ek is, hoekom? Wil ek vanoggend sê, want die Here, die goeie herder, is nie die herder van ons lewe nie, is nie die herder van die gemeente nie, is nie my herder nie. Want as hy my herder was, sou ek besef, ek is niks. Maar hy is alles. Nog 'n ding wat hy sê, skaap, is 'n vuil dier. Hy het 'n herder nodig, om by hom te gaan sit, en hom skoon te maak. As hy seer het, het hy die herder nodig, om by hom te gaan sit, en hom te vertroetel. Nou wil ek vanoggend vir u vra, wie is daar anderste as die goeie herder, Jesus Christus, die Seun van God, wat so na my en u kan omsien, dat wanneer ek seer het, dat hy by my kom sit, en my vertroetel, en my kan genesing gee. Wanneer ek gesondig het, kom hy na my toe, en sê ek is jammer, of ek sê vir hom ek is jammer, dan kom sit hy en sê ek vergewe jou, en hy maak my tot nuut, 'n nuwe skepsel in die Here. Maar ons vergeet, dit gaan oor Jesus Christus. Ons vergeet, hierdie plek wat ons by mekaar kom, is 'n plek van samekoms, dis nie die kerk nie.
Weet jy wat maak hierdie klomp mense toe hulle die wonders en tekens sien? Kom die hoofpriesters hier by Johannes en Petrus aan. En hulle daag hulle uit voor die raad. Luister wat Petrus se woorde in Handelinge 4, vers 7. Dis vers 7 tot 12. En toe hulle voorgebring het, vra hulle, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen, om hierdie krepele te laat loop? Daarop sê Petrus, vervul met die Heilige Gees, aan hulle owerstes van die volk en die ouderlinge van Israel. As ons vandag ondervra word oor 'n weldaad aan 'n siek man, waardeur hy gesond geword het, laat dit bekend wees aan julle almal, wat aan die hele volk van Israel, dat deur die naam van Jesus Christus, die Nasareër, wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dode opgewek het, dat deur hom, hierdie man, gesond voor julle staan. Hy is die steen, wat deur julle, die bouers, verag is, wat 'n hoeksteen geword het. En die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Petrus kom baie dinge gesê, maar terwyl hy hier voor die owerste staan, was hy nie eers 'n bietjie bang nie. Hoekom nie? Want hy was deur die Gees van God gelei. Hy's gelei deur die Heilige Gees om vir daardie man te sê, wat ek het in die naam van die Here staan op en loop. En hy rig hom aan die hande op. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Ek wil vanoggend my verstout. En as ek deur die Gees van God gelei word, onthou die skrif gee elkeen van hierdie toestemming om my te beoordeel. Of ek uit van God uit praat of uit myself uit. As ek deur die Gees van God gelei word en my hele bediening gaan oor ek en myself, dan is ek vals en ek word nie deur die Gees van God gelei nie. Maar wanneer ek deur die Gees van God gelei word, dan gaan my bediening nie oor my en die pastoor en die moderator nie, maar wat ek ook al doen, doen ek in die naam van die Here Jesus Christus, of ek dit nou sê en of ek dit doen, dit gaan oor Jesus Christus, die Seun van God. Pastoor, hoe kan jy dit sê? Die skrif sê, almal wat deur die Gees van God gelei word, word geleer van Jesus Christus en verheerlik sy naam. Ons sal baie maal sê, ons word deur die Gees van die Here gelei, en daarom is ons kinders van God. Dan as dit dan so was, wil ek vanoggend vir u vra, waar is die genesing wat deur ons hande moet gebeur? As ek dan deur die Gees van God gelei word, waar is die duiwels wat uitgedrywe word en die krag van die Here maak hulle los? As ek dan deur die Gees van God gelei word, hoekom is daar soveel krepeles onder die liggaam
liggaam van Christus. Want die Gees van God is die Gees van die waarheid. Die Gees van God getuig van die krag van God in Jesus. Ek wil vanoggend vir u sê, ek dink in die tyd wat ons in lewe, het ons vergeet, daar is krag in die naam van die Here. Daar is krag in die bloed van die lam. Dit gaan nie oor Henry Warren nie, maar dit gaan oor die krag in Jesus Christus en wat deur my kan werk as ek God die eer gee daarvoor. Maar in die tyd wat ons in lewe, het die skrif nie verniet gesê, na mate die tyd aanloop, gaan die meeste se liefde verkoel. Luister mooi, die meeste se liefde gaan verkoel. Hulle sal die evangelie verkondig vir hulle eie gewin. Want julle moet my raak sien. As ek die skrif reg verstaan, as ek die oomblik die oor na my toe draai, val ek in die skrif, wat soos Lucifer homself verhoog het bo God. Nou wil ek weer vanoggend vir u sê, vir 'n tweede maal, en dan gaan ek afsluit met die laaste skrif. As ek myself nie verloon nie, luister wat ek vanoggend sê, dan verloon ek God. Ek verloon Jesus Christus, ek verloon die Heilige Gees. Want ek kan nie God behaag as ek myself nie verloon het nie. Daarom sê die skrif, verloon jouself, neem jou kruis op en volg my. Die beginsel is, wat kom by bekering, ek verloon myself. Dan wonder ek, hoekom is daar soveel leenaars in die gemeente van Christus vandag? Terwyl die skrif sê, die duiwel is die vader van leuns. Vanoggend wil ek vir die vrou lank nog, is ek nie bereid om die naam van die Here Jesus Christus skade te laat ly, omdat ek myself nie kan verloon nie. Ek praat in die week met 'n oom, en ek sê ons moet die Here kan dien. Want dis waar ons krag lê. Die oom sê vir my, dis baie moeilik. En ek sê vir hom, oom, dis nie so moeilik nie. Die moeilike ding is om myself te verloon. Dis nie moeilik om die Here te dien nie. Dis nie moeilik om hom te erken as die Here van my lewe nie. Maar dit is so moeilik om myself te verloon. Daarom kies ek my woorde, dat dit so naby klink as ek is 'n kind van God. Want ek wil deur die mense gesien word. Maar die skrif waarmee ek wil afsluit, sê Kolossense 3, vers 16 wat sê, en 17. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in wysheid. Wat het Petrus gesê? Wat ek het. Wat ek het ek die Gees van God wat ryklik in my woon. As jy laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, en leer en vermaan mekaar, met psalms en lofsange, en geestelike liedere, en sing in julle harte, met dankbaarheid teenoor u, tot eer van die Here, En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader daardeur. Vra ek vanoggend vir myself. Nou elkeen gaan sy eie prys betaal. Elkeen gaan sy eie loon kry. En ek vra vanoggend vir myself die vraag af.
as my lewe net gaan oor myself en ek myself nooit verloon het nie, hoe kan ek alles doen, in woord of in daad, in die naam van die Here Jesus Christus en God dank daarvoor. Wanneer ek met my sigaretjie staan, doen ek dit in die naam van die Here Jesus Christus? Kan ek God dank daarvoor? Terwyl ek na 'n ander vrou kyk, kan ek dit doen in die naam van die Here Jesus Christus en God dank daarvoor, terwyl die skrif sê, geen oorleder sal die koninkryk van God beerwe nie? Terwyl ek die drank drink, die drugs gebruik, kan ek God dank daarvoor? Doen ek dit in die naam van die Here Jesus Christus? Terwyl ek leentaal spreek, kan ek God dank daarvoor? Al hierdie dinge is bewys, ek het myself nooit verloon nie. Waarom sien ons nie meer die Here werk van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid nie? Waarom sien ons nie meer dat die Gees van die Here mense vul met sy krag en heerlikheid nie? Waarom sien ons nie meer goddelike genesing nie? Want in die tyd wat ons in lewe, kan ek myself nie verloon nie. En ek wil vanoggend vir u vra, hoe lank nog sien ek in die kans om so te wandel? Hoe lank nog is ek bereid om dit wat ewigheidswaarde het te verloon? Onthou hierdie mense wat Johannes en Petrus mee gepraat het op 'n stadium Christus verloon. Want hulle het gekies Barnabas losgelaat en Christus gekruisig word. Maar dit was in die tyd van onwetendheid. Ek en u wat sê ons weet, sê die skrif duidelik, moenie baie leermeesters wil wees nie, want vir hulle wag daar 'n groter oordeel. Sit vanoggend jou hand in jou eie boesem en kyk wanneer jy hom uittrek, is hy nie dalk malaats nie. Doen bietjie ondersoek. Want die enigste manier wat ek los kan kom van die vloek van hierdie wêreld, is om Christus te erken as Here. En as hy dan Here is, as hy dan Vader is, waar is sy eer, waar is sy vrees? Weet jy wat sê hulle nou se dag? Hoe kan ek God vrees? God is dan liefde. En dan dink ek, Here, daar was 'n tyd wat ek so gedink het. Maar die vrees van God bring die lewe van Christus in my. Kom ons gaan doen bietjie ons eie hartsondersoek en ons vra onsself die vraag af. Wil ek nog sien dat die want van die Here kan werk? Soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het. En deur een, Jesus Christus, genesing gekom het. So kan God die een man wat besluit om God te dien in gees en in waarheid met die krag van God salf en hy kan werk vir die Here. Maar wie is eerste in my lewe? Is dit God die Vader, Jesus Christus die Here? Word ek gelei deur die Gees van die Here? Of dink ek na al hierdie jare? Soveel jaar, ek is 46 jaar oud, ek het in die kerk groot geword. Ek het gesien hoe die Here kan werk. Ek het gehoor, ek het getuienisse, ek het al hierdie goed.
Waar's dit vandag? Moenie vir my vertel ek het 40 jaar terug en die Here deur my gewerk nie. Hoekom werk hy nie vandag nog deur my nie? Daar was 'n tyd wanneer ek gebid het en die Here het geantwoord. Hoekom antwoord hy nie vandag nie? Terwyl die skrif nie verander het nie. Sy ja is nog steeds sy ja. Sy nee is sy nee. En as hy gesê het, hy sal deur jou werk, as jy doen wat hy gesê het, dan moet dit gebeur. Die fout lê nie by die Here nie. Die fout lê by my. As prediker, by u, as man en vrou, wat God met 'n halwe hart dien. Hy soek jou hele hart. Hy soek alles. Dat hy deur jou kan werk. Dat sy naam verheerlik kan word. Het is maklik om hierdie woorde te preek. Maar ek wil vanoggend vir u vra en vir myself vra. Hoe lank nog? Hoe lank nog is ek bereid om Christus te verloon om my lewe te wen? Terwyl die skrif sê hy wat sy lewe wil wen, sal dit verloor. Hy wat wil, sal. Maar hy wat sy lewe verloor terwille van my naam, sal dit wen. Jesus Christus het nie sy krag verloor nie. Die bloed van die lam het nie kragteloos geword na mate die tyd aanloop nie. Maar weet jy wat? Die liggaam van Christus het 'n gedaante van godsaligheid, maar ons het die krag daarvan verloor. Vanoggend vra ek vir u hoe lank nog? En ek vra myself die vraag af. Gaan ek wag tot die basyne blaas, voor ek wil uitroep en sê, Here, hier is ek? Gaan ek wag tot dit vir ewig te laat is? Of gaan ek nou in die gunstige tye, wat ek in lewe, God begin dien, in gees en in waarheid, tot sover, uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan, gaan ek my vrou vra, om vir ons die dienste vandag. Dankie, Here. Here, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre u woord gehoor het, Here. Here Jesus. Dat u die ene is, Here, wat die bron van alles is, Here, wat Dankie, ons Here. is, wat van ons opstaan tot ons gaan slaap. Ons prys sy naam. Here, ek bid dat hierdie woord sal deurslag kry, Here, na ons harte. In the name En of Here, dat u Jesus. die een is wat 'n verandering in ons lewe sal maak. Here, ek bid dat ons oog van die mens sal afhaal, maar Asseblief, Here, Here. ons oog op u gefestig sal hou. Ek The vra, blood of Here, dat Jesus u is doel u doel sal bereik met Dankie, elke Here. mens, Here, wat u 'n plan mee het, wat u Jesus. 'n werk voor het, Here, en dat dit sal wees tot u verheerliking. Here, ek bid dat u ons sal onder die bloed hou, Here, beskerm ons waar ons hier uitmekaar uitgaan. Asseblief, Here. Verdaag ons, Here, tot ons weer by mekaar kom, vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. En die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.